Vriende, goeiemôre van my kant af. Dis my heerlik om weer 'n bietjie met u te kan gesels en met u te kan deel 'n bietjie wat die Here op my hart gelê het vir ons vir vandag. Nou, ek moet ook erken, so lekker soos ons nou gesing het, ek's lekker uit asem nou en dit lei eintlik nou baie mooi in vir die tema vir vandag. Want soos julle kan sien, praat ons 'n bietjie oor wedloop en ons praat 'n bietjie van hou bene hou. Ek is seker daarvan julle het al hierdie terme gehoor. Nou vriende, ek moet nou 'n paar goeters bieg hierso, maar miskien kan julle dit vir julleself uitmaak. Ek is nie 'n atleet nie. Weet ek om julle lag nie. So hierdie preek is geïnspireer deur 'n ervaring waardeur ek gegaan het vroeër die jaar. En ek dink ek het soort van vir die Here gesê, ook op 'n manier, kry my aan die ander kant uit en ek sal 'n boodskap maak van dit tot die eer. En hier is ek staan hier, ek het oorleef. Want die maatskappy vir wie ek werk, het so 'n paar van ons vriendelik verplig om deel te neem aan iets wat hulle noem die mat. Het julle al gehoor van die mat? So 'n paar van julle, maar ek raak soms so vreesaanjaend as ek sien hoe gretig van julle raak. Hoe bly julle raak as julle hoor van die mat. So ek wil graag met julle 'n paar van my ervarings vinnig deel van hoe ek dit beleef het. So vriende, laat ek dit van die begin af sê, ek het niks teen drawers, hardlopers, atlete, mense baie fikser as ek nie, baie meer sportief as ek nie, ek het geen probleme met julle nie, hoor, so vergewe my, dis 'n persoonlike ervaring wat ek vir julle mee wil deel. So, 'n paar goedjies. Die voorbereiding vir hierdie ding. Ek het niks geweet nie. Niks. So ek het niks gedoen nie. Behalwe dat ek geweet het dat hierdie ding gaan rof wees en dat hierdie ding gaan lank wees en dat ek gaan moeg wees en ek het geen idee eintlik wat ek doen nie. Het ek net besluit, as ek nie weet wat ek gaan doen nie, laat ek dit net vir daai tyd wat ek dit doen nie weet wat ek doen nie. Ek gaan nie voor die tyd ook nie weet wat ek doen nie. Julle verstaan. So ek het dit daar gelos. Registrasie. Goeie genade vriende. Dit is 'n ernstige storie. Dis die eerste keer in my lewe wat ek aan so iets deelgeneem het. So ek weet van niks. Ek het nie eers op skool aan 'n prettrein deelgeneem nie. Wat weet ek nog van so iets wat so georganiseer is? Dan kom jy daar, dis tente, dis kanaaltjies, dis tafels, dis watter een hardloop jy, dit is kleure, dis spelde, dis papiere wat jy moet vassit en dis goed wat jy kry. Dis so oorweldigend. En dan, ek kom in vrees daaraan, dan sien ek hoeveel opgewonde mense is daar. Almal, dit is soos, almal is net so high in spirits, want hulle, môre, dit is môre, en dan sê, asseblief, laat dit nie wees nie, Here, maak die hemele oop, laat dit reën. Die Here het vir hulle geluister, nie vir my nie. Ek onthou daai oggend, vir my was dit 'n moeilike oggend, vir baie ander opwindende oggend, daar by die wegspring. Nou kom ons daar by mekaar, daar by Ground Zero, daai park, daar waar hulle so fietsry. Ja, maar die mense is opgewonde. En almal praat. En dit is so gegons. Ek staan daar in vrees. Ek weet nie eers waar ek gaan eindig nie. Ek weet nie of ek gaan klaarmaak nie. Ek het 'n paar goedjies by my, wat vir my gegee is, en ons sal nou daaroor praat. En hierdie mense is so opgewonde, hulle kan net nie wag nie. Dis musiek wat speel. Dis goed, ek is soos in, luister, ernstig. Hier's mense wat gespanne is. Moenie nou vrolik wees nie. En dan wil almal met jou kom praat. Hey, is jy reg? Nee, ek is glad nie. Sien jy uit, hè? Glad nie. Jy weet, ek sukkel om te connect. En dan kom daar iemand na my toe en sê, "Hi, doen jy nou ook hierdie tipe van goed?" Ek sê, "Rarig, lyk dit vir jou of ek hierdie tipe van goed doen?" "Nee, ek doen nie." Sê maar, ja, jy sien seker uit hierna. Ek sê, ek sien so baie uit na die einde, want ek weet dit kan op een van twee maniere eindig. Of ek maak hierdie ding klaar of ek is by die Here. Een van die twee. Maar dis dit. Daar is nie ander tussenin opsies hier nie. En almal gons, en dan kom die ergste is, as daar mense is wat jy so semi-ken. Want hier kom die mense van Johannesburg ook af vir die ding. Dan kom hulle, wow, dit is so lekker om jou hier te sien. Ja, nee, dit is goed om hierdie tipe van ding te doen. Nee, ek sê, this is a once-off. Hopelik.
Vriende, en dan die ander atlete. Hierdie mense is ernstig. Kyk, jy kan hulle sien as hulle begin strek. Daar's bewegings wat my liggaam snak na as hulle dit sien. Dis manne wat bitter ernstig is. Jy weet, hulle is opgewarm. Ek het eers geweet jy opwarm op nie. Hulle is soos in so reg vir die ding. En daar's goedjies aan jou veters en dinge goed. Ag, ek het daai goed seker 7 keer verkeerd vasgemaak. Gelukkig was ons die naweek by vriende wat my gehelp het om net sin te maak uit alles wat 'n mens moet doen. Ek is soos in Here, kan ek nie net loop nie? Kan ons nie net soos ons berg, kom ons loop net deur dit en ons is klaar en verby. Maar nou is dit so georganiseerd en die mense is so opgewonde en Stefanus sit daar in sy vrees vir wat kom. Mense langs die pad, nou vriende, nou moet ek dit ook bieg. Nou hier is nou vir al die kwalifikasie. Asseblief vat dit nou van wie dit kom, hoor. Ek dink ek het nou al die konteks geskep van iemand wat niks weet hiervan nie. Weet julle wat vir my van die ergste goed? Nou hardloop jy. Nou goed, die ding van die mat is mos dis nou al van die berg, so daar's nou nie veel mense nie. Totdat jy nou by sekere plekke nader aan die dorp kom, dan is daar nou so 'n paar tafels langs die pad en mense langs die pad wat jy nou dan sê kom, amper dan dink ek, moenie met my praat nie. Moenie. Jy ken my nie. Jy weet hoe ek nou voel nie. Ek weet nie wie jy is nie. Moenie maak of jy my ken nie. Ek is besig om dood te gaan hier. En ek het die kapasiteit vir dit nie. Want ek is 'n tipe mens wat maar luister na mense. Ja, ek wil nou, as iemand met my praat, wil ek gaan stil staan, kom ons praat 'n bietjie. Ek kan nie stil staan nie. Ek het nie asem eers om te praat nie. So ek doen nie goed daarmee nie. Daar's watertafels langs die pad. Dit was nogal lekker. Ek het nie geweet jy kry so lekker goed by sulke watertafels nie. Daar was jelly beans, aardappeltjies, sulke goed. Daar's glo rede vir dit. Ek verstaan dit glad nie, maar ek het lekker gevat van dit. Dit was lekker. En dan kon jy 'n glasie Coke kry, jy kon watertjie kry, en net toe ek nou wil begin ontspan, toe moes ons nou weer aangaan. Ek het gedoen 'n piknik, maar dit was toe nou nie. Wat vir my toe aan die einde natuurlik baie lekker was, is op die ou einde om in te kon kom en te kon sien die einde. Ja, nou is daar weer 'n klomp mense wat vir jou toejuig en ek sê, as julle weet waar ek so pas, sal julle baie harder skree. Dit is 'n wonderwerk dat ek hier uitgekom het. Nou vriende, dis 'n paar van die belewennisse wat ek gehad het met die ding. Ons sal net nou so 'n bietjie na nog 'n paar kyk. Maar ek wil vir jou vra, 2025, die jaar is amper verby en dis November. Is jy moeg? Is jy so 'n bietjie uitgeput? Ek dink as ons dink aan atletiek en ons dink aan hardloop en ons dink aan daai goed van ons as julle soos ek is sommer klaar uit asem uit. Net die gedagte daarvan, veral hierdie jaar. Dis seker maar ook om die mat aan die begin van die jaar is, nie aan die einde nie. Want dit, mense is moeg, né? En 'n mens voel dat hierdie jaar nogal sy tol geëis op vele maniere. Die Here het vir my gelei na 'n teks toe wat ek graag met julle wil deel vanoggend en die teks kom uit Hebreërs 12 uit. Nou Hebreërs 12 sluit verskriklik mooi aan by Hebreërs 11. So ons kan dit nie rarig losmaak van mekaar nie. So ons gaan so 'n klein bietjie daarna kyk wanneer ons deur die teks beweeg. Maar kom ons lees gou saam wat staan daar geskrywe in Hebreërs 12. Nou wil ek net weet, ek hoop nie so nie, is Natie se pa hier vanoggend? Want ek wil weet of 'n Griekse woord mag probeer uitspreek of nie. Want as hy is, gaan ek nie probeer nie. Maar dit lyk vir my ek's veilig. So julle kan my vat soos ek is. Vriende, kom ons lees saam. Hebreërs 12 vanaf vers 1. Daarom, terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslae raak. Van die sonde wat ons so maklik omring en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Nou eerstens vriende, net so 'n paar goedjies hierso as 'n mens gaan kyk na die grondteks was nogal regtig ryk in betekenis. Julle sal sien die daarom is belangrik want dit vat uit Hebreërs 11 uit. Daar's ons gelink met Hebreërs 11 en ons sal net daaroor praat, maar terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies is. Dis 'n interessante manier om dit uit te beeld. Maar wat
die skrywer hier vir ons probeer sê, is 'n wolk, dit is soos digtheid, en dit is soos 'n mislaag wat omgekom. So met ander woorde, hierdie klomp getuies is om jou, by jou, jy voel dit. Dit is soos om omring te wees met dit. Die ou vertalings het gepraat van 'n geloofskare wat so op die paviljoen half sit, het die idee geskep van mense langs die pad. Die Grieks kom en dit skep 'n gedagte dat jy's binne dit, jy's immersed in dit, dit is so om jou, dit is so dig om jou, hierdie geloofskare. En ons gaan net 'n bietjie kyk wie hulle almal is. Dan kan ons ook kyk, daai, om van die las ontslae te raak, dit wat jy dra, dis om soos iets, die teks kan ook verklaar word om te sê, om iets uit te trek, om iets van, totaal en al, vanaf weg te stap, heeltemal van ontslae te raak. So met ander woorde, dis regtig 'n ernstige beroep, om van dit weg te gooi, weg te kry, uit my uit, van my af. En dan nogal 'n baie belangrike dingetjie, wat ek vir julle nou al wil sê, wat julle vir my net moet onthou. En dit is wanneer ons praat van die wedloop wat voor lê. Kan daai woordjie wedloop ook verklaar word met stryd? OK, stryd. Daai woordjie is amper tipe van kan amper 'n sinoniem noem tussen wedloop en stryd, kompetisie, daai tipe van gevoel. So ons weet nou, ons is uit Hebreërs 11 uit, in Hebreërs 12 in, ons weet hier's 'n klomp mense om ons, geloofsgetuienis, skare mense. En dan moet ons die las, die sonde moet ons afgooi, sodat ons die wedloop of stryd wat voor lê met volharding kan hardloop. Hoe doen ons dit? Met die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van geloof. Hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterkant van die troon van God ingeneem het. Nou hierdie oog op Jesus is ook half, as ons dit sê, dit is vasgenaal. Dit is soos 'n gefokus, absoluut gefokus. Die Grieks is daar ook redelik, los nie eintlik, daar's nie ruimte om weg te kyk nie. Dis absoluut vasgenaal op Jesus. En daai leidsman is letterlik iemand wat lei, wat vir jou saamvat. En dit is so mooi om te kyk, dit kan jy ook vertolk met leier, natuurlik, leidsman, maak sin, maar dan so mooi, die beginpunt. Die grondlegger, die een wat alles laat oorsprong gee het. So daai leier is meer as maar net van, volg my, dis die een wat dit laat ontstaan het. Dis die een wat dit alles laat begin het. Dis die een wat dit laat oorsprong het. So dis 'n baie sterk betekenis. En daai volëinder kan 'n mens ook sê die vervolmaker, die een wat dit volmaak maak op die ou einde. So baie ryk in betekenis soos wat ons begin opbou in die teks. En dan sluit ons af met die 3de vers. Dink inderdaad aan hom wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondags teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Nou vriende, as ons kyk na hierdie wedloop, kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Wie is in hierdie wedloop? Wanneer trek ons weg hierso? Nou ek dink dit is belangrik dat ons vir mekaar sê, as jy mooi gaan dink hieroor, is daar nie almal in die wedloop nie. Dis nie almal wat raak sien, hier's 'n wedloop aan die gang nie. Die verrassing vanoggend dalk, wat ek wil hê julle moet weet, is dat die wedloop is vir ons. Dis nie noodwendig vir mense wat nie Christene is nie. Hierdie wedloop is vir ons. Want as ons kyk wie is die eindpunt, dan is dit Jesus. As ons kyk wat is die eindpunt, dan is dit om by God te wees. En ons gaan net 'n bietjie daaroor praat. So met ander woorde, almal in hierdie lewe, en ek is seker daarvan julle verstaan dit en sien van hierdie mense, het nie noodwendige doel in die lewe nie. Almal in die lewe het nie 'n eindbestemming nie. Almal in die lewe worry nie waarna toe hulle gaan nie. Ons het ateïste, ons het as mense wat glad net nie worry nie glo nie. Ons het mense wat totaal en al anders glo. Hulle beskou hulle self nie as deel van hierdie resies nie. So hierdie wedloop, moet ons ook vir mekaar sê, is toegeëien aan ons, Christene, wat op hierdie wedloop deelneem. Okay? Dit trek natuurlik weg, dit begin vir ons. Ons begin hardloop in die wedloop, die oomblik as ons Jesus Christus aanvaar, as ons verlosser, ons saligmaker, die een aan wie ons behoort.
Dit is dan wat ons amper as die ware wegspring in hierdie wedloop van die lewe. So ons moet dit onthou, soos wat ons nou verder daardeur gaan. Nou wat vat jy saam met jou op hierdie wedloop? Want toe ek nou gegaan het en ek het nou so 'n bietjie in die ding ingegaan, ek het so 'n rugsakkie gekry. My eerste kommentaar toe ek die ding kry, toe het ek gedog, wat sit jy nou in so 'n ou klein dingetjie? Wat jy nou op jou rug moet sit. Ek gaan in 'n berg en ek sal eerder 'n tent wil saamvat, maar nee, jy kry so 'n ou klein dingetjie. Nou daar was 'n klomp goed in, ek deel nou maar net wat ek nog in het, wat ek duidelik nie gebruik het nie. Dit is nou so 'n ding, ek sou gedink aan 'n mens moet geld in so iets sit. Maar glo nie, jy sit nou energiegoedjies, ek weet nie, ek weet nog steeds wat ek hier in sit. Ek het nog nie om my lyf gehad nie. Dan het jy die ding, nou maar vriende, die ergste ding, wat in die sakkie was, wat ek die heel minste verstaan het, wat tweede ergste. Nee, dit is die ergste. Die tweede ergste was 'n emergency blanket. So ou silwer ding, so mooi opgevou, wat hulle nou glo sê, gaan my liggaam toemaak, as ek baie koud kry. Vriende, ek gaan lyk, dink daaraan, ek gaan lyk soos 'n hoender en foelie in die oond. As ek daai ding om my sou sit, dit gaan mos nou nie werk nie. Maar goed, die ergste, as jy nou gedink het, daai is erg. Is die dokters in die gemeente? Ek sal graag vir hulle vra hoe dit vir hulle lyk. Dis nou 'n sakkie wat jy vol water glo maak. Dan sê jy agter in hierdie sakkie, agter in jou rug, en dan kou jy nou die ding en dan kom die water uit. Wie kan nie stop om net water normaal te drink nie? Nou moet jy dit deur 'n pypie sluk. Rarig, dit lyk soos iets wat in 'n hospitaal hang, man. Maar die ding moet nou vir jou hydreer, soos wat jy nou aangaan. Soos julle kan agterkom, dit was 'n traumatiese ervaring vir my. Wat vat jy saam? Hierdie teks vir ons is vanoggend redelik duidelik wat ons saamvat, of sal ons sê wat ons nie saamvat nie. Laat ons van elke las ontslae raak. Die sonde wat ons so maklik omring. Wat die teks vir ons sê is, wanneer hierdie wedstryd, hierdie wedloop, hierdie stryd begin, los jy alles agter jou. Nou vriende, as jy verstaan die beginsel van bekering, en jy verstaan die beginsel van om die nuwe lewe te vat, dan los jy wat agter is, soos Paulus sê, en jy span jouself in na wat voor is. Jy los jou sondige bestaan, jou sondige maniere, jou sondige begeertes, alles wat vir jou terughou, wat vir jou keer om by God uit te kom, los jy agter. En jy span jouself in na wat voor lê. So met ander woorde, die Hebreër skrywer kom en beamoen dit. Dit is sê, gooi die las af. Gooi die sondes af. Daai goed wat vir jou stadiger gaan maak. Daai goed wat vir jou gaan keer, om vir God raak te sien, om uit te kom. 'n Dominee het een keer vir my dit so mooi gestel, wat is sonde? Toe sê hy, al wat jy moet doen is, sit 'n R agter sonde. En dan vra jy vir jouself, of sê jy vir jouself, alles wat jy sonder God doen, is sonde. Dit sluit dalk 'n paar goedjies in, wat ons ook nie wou geweet het. Vriende, nou vra ek vir jou, wat vat jy nou saam, Stefanus? Wat vat jy nou saam op hierdie reis? En onthou jy, ons het net gesê, die wedloop, daai woordjie kan ook vertaal word met stryd. Ai, vriende, ons het man mos die perfekte checklysie om saam te vat in hierdie stryd. En dit is die wapenrusting. Wat pak ons saam op hierdie roete waarop ons is? Hierdie stryd, hierdie wedloop, wat vat ons saam met ons? Ons vat die waarheid saam met ons. Ons vat gehoorsaamheid saam met ons, geregtigheid, evangelie van vrede, om die blydskap, die boodskap te gaan verkondig. Ons vat geloof, ons vat verlossing, ons vat die woord van God, en ons vat gebed. Dis wat ons saamvat op hierdie stryd, in hierdie wedloop. Dis die dinge wat vir ons energie gee. Dis die dinge wat ons laat voortgaan. Dis die dinge waarna ons moet luister. As ons dit het, is ons gepantser, volgens Efesiërs 6, en in Hebreërs 12 terme,
is ons toegerus om op hierdie atletiese wedloop te gaan. Wie is by jou? Nou, julle kan sien hierso, ek is die grootte, en daar is iemand daar kleiner langs my, dis my baas, by the way, wat langs my is. Want hy het geweet ek is nie atleet nie, ek weet nie wat dit weggegee het nie. En hy en 'n vriend van my het gesê, ons doen dit saam met jou. Ons gaan jou nie alleen los, ons doen dit saam met jou. En beide van hulle twee is super fiks, irriterend fiks man, dit is net erg vir my. Maar hy het gesê, hy gaan vir my daar kry. En my vriend het gesê, hy gaan vir my in die lewe hou. So nou soos wat ons gaan, dan sê hy, wat jou hart? Sê hy so, 155 is okay, bietjie, sê vir my dat 160 word, ek het nie eens geweet, dit kan 160 gaan nie. So, sê ek, okay, dan kom dan nou, ding nie, rustig. Kom ons kry hom in die 140, dan kan ons weer gaan. En so was dit op en af, my arme hart. En dan, as dit so 'n bietjie rustig word, dan sal my baas hom sê, okay, kom, dink jy nie, dis nou weer 'n bietjie tyd dat ons moet gaan nie? En dan, okay, goed, dan gaan ons nou weer. Die mense wat by my was, het vir my dit moontlik gemaak om hierdie races, hierdie wedloop verder te kan vat. En as ons gaan kyk na hierdie teks, dan is daar 'n paar dinge wat ook vir ons uitstaan. As ons so kyk na wat die Bybel vir ons leer, vriende, is dat jy is nie alleen nie. In hierdie wedloop is jy nie alleen nie. Hoe weet ons dit? Want die Bybel sê dit vir ons. Hebreërs 12 sê vir ons oog gerig op Jesus, ons leidsman, die een wat ons lei. Nou maar rarig, dit is met ander woorde mos nou iemand wat by jou is, wat jou lei. Dis iemand wat jy kan raak sien, as jy jou oog op daai persoon rig. So dis iemand by jou. Volgende teks wat ons ook kan sê is Galasiërs 6 vers 2, wat so mooi sê, dra mekaar se laste, en vervul so die wet van Christus, van liefde vir mekaar. Dra mekaar, help mekaar, haal eintlik daai laste af, want ons het geleer in Hebreërs 12 vers 1, dat ons moet dit afgooi, uittrek. Maar soms het ons mense nodig om te sien, en dit is wat gebeur het, veral in die beginpunt, ek het 'n paar interessante botteltjies water en goeders gehad by my, wat ek nou maar gehoor het. Toe sê 'n vriend net vir my, haal die goed uit, want jy gaan jouself vrek dra in dit, en jy gaan dit nie gebruik nie. Nou ek sou dit nie geweet het nie, ek sou dit nie gemaak het nie. Of een van hulle moes my sak gedra het, hulle het seker geweet wat kom. Maar hulle kom adviseer, ek was nie alleen nie, hulle was by my. En ek kon na hulle luister, want hulle ken dit, hulle doen dit. Vriende, ons het mekaar nodig, om vir mekaar te ondersteun, as Christene, as medebroers en susters. Daar was 12 disippels. Dit in beginsel sê vir ons, Jesus het gemeenskap met ons. Hy gee ons vir mekaar. Hy laat ons saamwerk. En dan sekerlik, die heel kragtigste vers vir my, was om te weet, wat Jesus vir ons in Matteus 28 beloof het. En dit is, ek is by julle, tot die volëinding van hierdie wêreld. Jy sal nie alleen wees nie. Jy sal nie alleen wees nie. En dis waar hy sy gees vir ons gegee het, om vir ons te help te lei op hierdie pad. Hoe lyk die roete? Nou daai foto het ek actually geneem terwyl ek gestap het op daai oomblik. En hoe mooi was dit nie? Want dit is wonderlik om te weet wanneer ons gaan. Maar jene vriende, ons kry dit nie altyd reg to enjoy the journey nie. Ons kyk nie wat's om ons nie. En ons sien nie raak die pragt wat God ons gegee het nie. Soos Psalm 19 vers 2 sê, die hemel getuig van die mag van God. Die uitspansel maak die werk van sy hande bekend. Ek wil ons moet dit raak sien, ons moet dit geniet. Predikers sê, ek het tot die insig gekom dat daar vir mens niks beter is nie, as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dit is 'n gawe van God. Hierdie wedloop moet ons ook kan geniet. Ons is nie geroep tot die hele tyd sweet en swaar kry en sukkel nie. Glo my, ek het lekker gesels terwyl ek gestap het.
Ek het lekker gebind met die mense om my medebroers en susters. Ek het die uitsig geniet. Ons moet soms kyk op hierdie roepte, waarop die Here ons roep, laat ons die dinge raak sien, wat hy vir ons gee, wat ons so as vanselfsprekend aanvaar. Te veel kere kyk ons net vas in die sweet en die moegheid. Dalk moet ons net soms in daai oomblikke juis gaan staan 'n bietjie en kyk en sien raak wat die Here vir ons gee in die oomblikke. Hoe lyk die roete? Is ook nie altyd so maklik nie. En daarom lees ons in Johannes 16, dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In hierdie wêreld ervaar julle swaar kry. Maar hou moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Want dis die ander kant van die roete. Soms is dit moeilik, dis nat, dis modderig, dis wortels en goed en jy moet oorgaan en soms val jy en soms gly jy. Maar God sê, jy is besig om te beweeg, jy bly nie hier nie. Ek het hierdie plek klaar oorwin, al is dit moeilik, al gly, jy is nog steeds in die wedloop. Jy is nog steeds op pad, te midde van wat moeilik is om jou, te midde van hoe jy voel. Wie is langs die pad? Nou, ek het net nou natuurlik so 'n bietjie daaroor gepraat, maar hierdie mense langs die pad, hierdie wolk, hierdie digtheid van geloofsgetuies om ons, dis anders. Dis anders. Want nou kom ons in Hebreërs 11 en ons sien wie is hierdie mense? Wie is hierdie mense wat hierdie wolk vorm, hierdie geloofskare? Dit is Abel, Henog, Noag, Abraham, Isak, Jakob, Sarah, Josef, Moses, Rahab, Gideon, Barak, Samson, Jefta, David, Samuel, profete. Wow! Dis legit ouens. Hierdie mense is besig om vir my en jou te ondersteun. Hulle is besig om na my en jou op hierdie wedloop te kyk en te sien, ons is besig om deel te neem, ons hardloop. Ja, ons sukkel. Hulle het ook gesukkel. Maar ten spyte daarvan het hulle deelgeneem. Hulle het geloop en hulle is om ons om vir ons te sê, go for it. It's real. Dis eg. Dit het gewerk. Wat julle glo, hierdie wedloop, dit is eg. Doen dit. Hierdie ouens is soos my 2 vriende wat langs my was. Hulle ken dit. Hulle het dit gesê, hulle het geweet hoe hardloop werk, want hulle het dit eintlik gemaak. Ek en jy kan verskriklik baie hier leer en vashou in hulle stories, wat ons lees uit die Bybel uit. Want uit hulle almal uit kan ons so assosieer met situasies in ons lewens. Wanneer ons so voel, ek is nou in die put gegooi deur my broers. Ek moet nou 'n volk lei uit Egipte. Ek moet 'n kind baar in 'n hoër ouderdom. So kan ons aangaan. Hebreërs 11. Al hierdie mense wat ons nou van gelees het in geloof gesterf sonder om die beloftes te ontvang. Maar hulle het dit van ver af gesien en verwelkom. Hulle het die eindpunt gesien, vriende. En bely dat hulle, hoor hier, uitlanders en vreemdelinge op hierdie aarde is. Nie van hier nie. Ons is in 'n wedloop. Ons is nie by die huis nie. Hoor die verskil? Ons is besig om te beweeg. En ons hardloop. Want die wat sonnige dinge sê, gee te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. En as hulle nog aanhou dink het aan hierdie land waaruit hulle weggetrek het, met ander woorde, die ou lewe, die een wat ons agtergelaat het, afgelos het, weggegooi het, onthou julle wat ons in die begin gesê het? Sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Maar nou, ons is in 'n wedloop, hunker hulle na 'n beter een, 'n hemelse een. Daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te, daarom skaam hulle nie God om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad voorberei. Die eindpunt waarna toe ons werk. Hoe ongelooflik beklemtoon Hebreërs 11 nie vir ons Hebreërs 12 nie. Wat is die roete? Nou vriende, dit moet ons ook vir mekaar sê. Ons kan Psalm 139 aanhaal, wat sê dat
Al my lewensdae was in die boek geskrywe nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is die gedagtes van my, o God, hoe magtig hulle almal. Ons roete is uitgewerk. By die mat kan jy kies, jy kan 163 km doen, ek weet nie, ek hoop inderdaad nie, daar's ook 'n mal mense in ons kerkie. Kom praat my as jy dit wil doen, want ek moet vir jou iets sê. Of laat ons net ten minste vir jou bid voordat jy gaan. 98, 58, 44, 25, daar's die Elfie wat vir my is, hy is al klaar 5 km te ver. Maar dis oké. Almal se reis is ewe lankie. Almal neem nie deel in dieselfde races nie, maar ons eindpunt is dieselfde. Sommige van ons se reise is lank. Die ou wat tot bekering gekom het aan die kruis, sy reis was super kort. Hy het eers geweet hardloop nie. Sommige van ons journey a lifetime met God. Die amazing ding van die 163 kilometers, dit gaan deur die nag en alles waansinnig, maar die plekke waar hy ons kom, die plekke wat hulle sien, die dinge wat hulle ervaar, dit wat hulle beleef langs die pad, die ondersteuning wat hulle het, die voorbereiding, is next level. Enjoy the journey. Dit is verskriklik belangrik dat ons dit raak sien. Vriende, met ons oog gerig op Jesus, die leidsman. Want hy lei ons op hierdie roete. Ons kan ook sê, Johannes herinner vir ons hier aan, dat as ons praat oor die tema, as ons praat oor waarna ons gaan, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is ons padkaart, hy is ons leidsman, hy is hier na wie ons kyk, hy is hier na wie ons gaan. So as ons praat van die roete, is dit hy. Vriende, ons het checkpoints en ons is amper klaar, ons is amper by die einde. Hierdie watertafeltjies langs die pad. Jesus het vir ons in Korintiërs kom herinner, dat as ons die brood en die wyn gebruik, ons doen dit tot sy nagedagtenis. Soos ons op in die wedloop is, en ons is op pad na hom toe, na die eindstreep toe, dan is daar 'n paar dinge, watertafels, wat ons verfris, wat vir ons opgewonde weer maak, wat ons herinner, waarna toe ons gaan. Een is die nagmaal. Een is die doop, wat ons vanoggend gesien het, om vir ons te kom herinner, elke keer as ons dit sien, om te dink aan ons eie, dat God is ons lief, hy het 'n verbond met ons, so kom na my toe my kind, ek is vir jou lief, ek wil jou God wees. Ons het Paasfees, wat ons vier, wat ons opnuut dink, wat Jesus vir ons gedoen het. Ons het Kersfees, wat ons nou gaan vier, om vir ons te herinner hoekom Jesus gekom het. Ons het geloofsbelijdenisse, om te bely en om aan vas te hou, om vir ons deur te trek in die tye wat ons dit nodig het. Vriende, mag hierdie watertafel jou versadig en jou bemoedig en soos 'n stroomversnellertjie te wees, dat jy met nuwe energie kan hardloop, veral na Kersfees. Ek wil graag 'n bietjie Engels vir julle gee from the message 1 Korintiërs 9. Hier kom Paulus nou ook in op hierdie atletiese ding. En sê, you've all been to the stadium and seen the athletes race. Everyone runs. One wins. Run to win. All good athletes train hard. They do it for a gold medal that tarnishes and fades. You're after one that's gold eternally. Wow. Hy gaan aan en sê, I don't know about you, but I'm running hard for the finish line. I'm giving it everything I've got. No lazy living for me. I'm staying alert and in top condition. I'm not going to get caught napping, telling everyone else all about it and then missing out myself. Hoe reguit is Paulus nie hierso nie? Is dit om te sê, weet jy, dit gaan oor my stryd, my wedloop met God, en ek gaan my mense om my help tot sy eer. Maar ek gaan nie traak oor iemand anders. Daai vergelyking ding wat ons soms doen, daai veroordeling ding wat ons soms doen, daai judgment wat ons soms doen, Paulus sê, hy het die plek en tyd daarvoor. Die boodskap Filippense 3, weer kom Paulus en sê, ek wil nie voorgee dat ek geestelik alles het, of al geestelik by die wenpaal verby is nie, ek span nou eers alles in, om daardie doel te bereik, juis omdat Jesus sy hand na my uitgesteek en my vasgegryp het. Dis Jesus wat dit moontlik maak.
As dit nie daarvoor was nie, was ek nie wedloop nie. Broers en susters, moenie my verkeerd verstaan nie. Ek maak nie asof ek een is wat volmaak is nie. Alles behalwe dit. Maar ek gee alles om so te probeer wees. Daarom steur ek my nie aan my verlede en al die dinge wat toe skeef geloop het nie. Weereens, Hebreërs 12 vers 1, gooi af! Gooi af! Maak ligter! Dit wat beklemtoon deur Paulus. Die einde. Nou ja, dis my twee kollegas wat my daar gehou het, my baas en my goeie vriend. En soos julle kan sien, ek is tot trots om vir julle te wys, luister, daai tyd is verkeerd, dit was onder 2. Ek sê maar net. Dit was onder 2. Ek weet nie wat hulle noem nie, wat pul to pul of iets van ding tot ding, ek weet nie, dis onder 2, net vir die rekord. Laat ek agtergestaan het met die werkspringing, is nie my fout nie. So, vraag is dit die einde? Nie vir ons nie vir die lewensreis nie. Toe jy daar aangekom en daar was 'n groot party die aand, dit was lekker, dit was opgevied daar, man, dit was hamburgers, jy het tot 'n bier gekry nadat jy gehardloop het, ek weet hoe dit werk nie, maar goed, ek het nie gekla nie. Die punt is nou, die feestelikheid, ek dink ons onderskat dit. Die dood is vir ons hierdie verskriklike morbiede ding. Die feestelikheid wat God vir ons daartoe uitnooi, is beyond our comprehension. Maar ons het mekaar nodig, om vir mekaar daaraan te herinner. Ons het mekaar nodig, om te sê, waarna toe ons op pad is. En die wedloop daarheen, ten volle te geniet. Daar is nie 'n einde aan die ding, vriende, daar's net 'n step inside the festivities. Vers 3 sê vir ons, gaan ons dit maak? Hebreërs 12 sê, dink inderdaad aan hom, wat so vyandigheid van sondags af verduur het. Jesus het vir ons kom wys hoe, vriende, Jesus. Ons het gesien die oordeel waardeur hy is, ons het gesien hoe hy gekonfronteer was met mense, vyandigheid het Jesus Christus eerstens beleef, van sy geboorte af, toe Herodes hom wou doodmaak. Maar Jesus is deur dit alles. En Jesus het alles verduur. Hoekom kan ek en jy nie ook nie? Soveel te meer, want ons het die Heilige Gees. Jy kan sê, ja, maar Jesus was God. Rarig, gaan ons nou so teologies raak met mekaar? Jy die Heilige Gees. Meer as dit het jy nie nodig nie. Dis beter, het Jesus self gesê. Om af te sluit, Filippense 3 vat dit vir my saam. Vers 14. Soos 'n atleet wat sy oë net op die wenpaal hou, so span ek alles in my in. Ek wil die prys aan die einde kry. God self sal die prys uitdeel en my dan na hom toe roep, omdat ek aan Jesus behoort. Mag Kersfees 2025 vir jou 'n watertafel wees, 'n stroomversneller wees, plek waar jy rus vind, plek wat jy jouself opnuut vind in die hande van hierdie baba wat vir ons gebore is. Mag Kersfees 2025 vir jou aanmoedigend wees op hierdie wedloop en verkoop en versadig, sodat jy alles het wat nodig is om perspektief te hou van waarna toe ons gaan, maar hoe ons daar kom te geniet saam met die mense wat God vir ons gegee het, en mag ons hom vir oë hou. Amen. Liewe Heer, baie dankie dat U ons nie alleen los nie. Baie dankie vir U liefde. Dankie vir almal wat U vir ons gee en die toerusting wat U vir ons gee. Efesiërs 6 sê dit so mooi, dat U rus ons toe. Daar's niks wat ons kan doen nie. U gee die wapenrusting. Mag ons dit inpak, Here. Mag ons mekaar versterk, vir mekaar wys wat dit beteken om te hardloop, vir mekaar leer, vir mekaar help. En mag ons hierdie geloofskare raak sien wat vir ons aanmoedig, deur hulle stories wat ons lees vanuit die woord. Dis een van die dinge wat ons in ons rugsakkie het, is die woord. En hierdie stories. Dit maak dit, laat ons weet waarna ons gaan. Dit maak dat ons dinge kan verduur, wat ons nie altyd weet hoe nie. Here, maar meer as alles, dankie dat ons mag deelneem. Dankie dat ons mag weet waarna ons op pad is. Hier steek dit nie weg vir ons nie.
en dat U ons nooit op hierdie reis alleen los nie. Ons bid dit en sê dit in Jesus se naam. Amen.